Die eerste boek van Johannes hoofstuk 1 vers 8 lui soos volg. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Welkom by Geloofspad. Het jy jouself al ooit oortuig dat jy geestelik beter vaar as wat jy eintlik was? Dat jy dalk, net miskien, uiteindelik daardie een sonde oorwin het, of erger nog, jouself oortuig het dat jy glad nie sonde het nie. Die apostel Johannes praat direk oor hierdie soort selfbedrog in die eerste boek van Johannes. Johannes skryf nie hierdie vers om gelowiges te veroordeel nie, maar om ons in die werklikheid en in genade te grond. In die verse rondom hierdie gedeelte kontrasteer hy valse beweringe van sondeloosheid met die bevrydende waarheid van God se vergifnis. Selfs diegene wat in die bloed van Christus gewas is, worstel steeds met sonde. Om anders voor te gee, is om uitvoering te wees met wie ons is en wat die evangelie werklik beteken. Die waarheid is, ons sondig nie net nie. Ons is van nature sondaars. Dit is nie net 'n teologiese voetnoot nie. Dit is 'n fundamentele deel van die begrip van ons behoefte aan genade. Alhoewel ons nuut gemaak is in Christus en vrede met God het, bly ons ou natuur, die ou mens, steeds voortbestaan. Terwyl die straf vir sonde ten volle aan die kruis betaal is, en die mag van sonde gebreek is, bly die teenwoordigheid van sonde in ons aardse lewens. Selfs die mees volwasse Christen gaan voort om 'n geestelike stryd tussen vlees en gees te veg. Paulus het daaroor gekreun. Dawid het dit bely. Petrus het bitterlik daaroor geween. En ons moet dit ook erken. Maar ons stop nie daar nie. Deur ons sonde te erken, word ons teruggebring na die kern van die evangelie. Vergifnis en herstel deur Jesus Christus. Dis die skoonheid van God se genade. Die leuen sê, jy het geen sonde nie. Jy is oukei op jou eie. Maar die waarheid sê, jy is sondig, maar diep geliefd en voortdurend gereinig deur die bloed van Jesus. Ons is nog nie vervolmaak nie. Maar ons word vervolmaak. Elke keer as ons bely, elke keer as ons berou het, word ons nader aan ons Verlosser getrek. Die doel is nie om sondeloosheid te eis nie. Dit is om in die lig te wandel, waar sonde blootgelê word en genade oorvloedig is. Laat ons bid. Hemelse Vader, dankie vir die lig van U waarheid wat my sonde bloot lê en my terug na U lei. Ek bely dat ek steeds tekortskiet, maar ek prys U dat in Christus my sondes vergewe is en die mag van sonde gebreek is. Help my om nederig, eerlik en daagliks in U genade te wandel. Hou aan om my te vorm na die gelykenis van U Seun. In Jesus se naam, amen.